Romeine 1 vers 18 tot 32 word daar spesifiek met die Griekse gelowiges in die gemeente van Rome gepraat. Dit moes veral baie moeilik gewees het om elke dag as gelowiges te leef, want hulle het in 'n heidense kultuur groot geword waar jy elke dag in die strate sien hoe mense vanuit die drange van hulle hart leef. Dit was deel van die aanbidding van die Griekse gode, dat mans en vrouens met mekaar in die strate seks het. 'n Lewe vanuit die drange van jou hart is dus aangemoedig en was deel van die daaglikse lewe in Rome. In Romeine 8 vers 32 word gepraat oor mense wat vanuit die drange van hulle hart leef en maak net soos hulle wil. Ons hoor al weet vanuit die natuur wat God van ons vra en dat 'n lewe vanuit die drange van jou hart die dood verdien. Tog hoor ons dat hulle ook wil hê dat ander hierdie pad saam met hulle moet loop. Dink hoe word 'n lewe vanuit jou sondige natuur, 'n lewe vanuit die drange van jou hart, vandag in ons samelewing aangemoedig, selfs in baie kerke goed gepraat as reg en volgens God se wil. Dink daaroor, sal God, wat 'n heilige God is, mense aanmoedig om sonde te doen? God haat sonde en wil ons lewe nuut maak, sodat ons nie meer in sonde leef nie, maar leef onder leiding van die Heilige Gees en hy in ons daaglikse lewe gesien word. As hy kyk na die voorbeelde van sonde wat in Romeine 1 vers 24 tot 31 genoem word, dan word dinge soos kinder en kwaadpraat op dieselfde vlak gestel as seks tussen dieselfde geslagte. Wat gebeur in jou lewe? Het die Heilige Gees jou lewe werklik nuut gemaak? Leef jy nou onder leiding van die Heilige Gees? Of leef jy nog in sonde en moedig jy dalk so ander ook aan om in sonde te leef?